Welkom by die luistermeditasies vir Epifanie. Vandag is Dinsdag, 20 Januarie. Die skrifgedeelte waarby ons vertoef is Jesaja 49, vers 1 tot 7 in die 1983 vertaling. Ek nooi jou uit om stil te word daar waar jy nou is. Laat jou asemhaling stadiger word. Laat jou skouers sak. Laat jou hande vir 'n oomblik rus. Draai jou hart opnuut na die stem wat jou roep. Die een wat nie vandag vir die eerste keer dit doen nie, maar wat van lankal af jou op jou naam roep. Die een wat altyd vir ons uitnooi, kom na my toe. Die gedig van Karen Erasmus, Genadespoor, word ook die wense wat ons in hierdie oomblik rig. Ek wens vir jou vrede, klompe disseldonswense, sag soos 'n veer op God se asem, vir 'n fladderhang vlinders en 'n tros aardeblou duwe, 'n purperwinsend hemel, vol papierbootdrome, bergstrome wat jubel, die vleiloerie se groet, 'n skoppelmaai in jou maag, 'n kanselbottel vol vuurvliegie lig in die middel van die nag. Amen. Jesaja 49 vers 1. Luister na my eilande, gee aandag nasies wat ver is. Die Here het my voor my geboorte al geroep. Toe ek nog in my moeder se liggaam was, het hy my op my naam genoem. Hy het my mond soos 'n skerp swaard gemaak, my in die skaduwee van sy hand verberg. Hy het my 'n skerp pyl gemaak en my in sy pylkoker weggesteek. Hy het vir my gesê, jy is my dienaar, jy is Israel, deur jou maak ek my mag bekend. Ek het gedink, ek het my te vergeefs vermoei, ek het my heeltemal verniet afgesloof, maar die Here sal in my reg laat geskied, my God sal my beloon. En nou maak die Here 'n aankondiging, hy wat my in die moederskoot as sy dienaar gemaak het, om Jakob na hom terug te bring, sodat Israel nie meer verstrooi sal wees nie. Die Here het vir my 'n belangrike opdrag gegee, en my God gee my die krag om dit te doen. Hy het gesê, dis nie goed genoeg dat jy my dienaar is, om die stamme van Jakob te herstel, en om die Israeliete wat gered is terug te bring nie. Ek maak van jou 'n lig vir die nasies, sodat die redding wat ek bewerk, die uithoeke van die aarde sal bereik. So sê die Here, die Heilige van Israel sy verlosser, vir die een wat diep verag is, wat deur die nasies verafskuw word, en wat 'n dienaar van regeerders is. Konings sal sien wat gebeur en sal opstaan, leiers sal buig tot die eer van die Here wat getrou is, die Heilige van Israel, wat jou uitverkies het. Die Here het my geroep van die moederskoot af. Nog voor jou naam hardop gesê is, was jy reeds geken. Nog voor jou roeping duidelik was jy reeds vasgehou. Jesaja 49 vertel van 'n dienaar wat voel sy arbeid was vergeefs, sy krag vermors, en sy stem onseker in 'n wêreld wat nie altyd luister nie. En tog, die verhaal draai nie by mislukking nie. God se antwoord is veel wyer as wat die dienaar kon indink. Dis meer as net om herstel te bring aan dit wat gebreek is. God sê jy sal 'n lig wees vir die nasies, 'n teken van hoop tot aan die uithoeke van die aarde. En hier leer ons iets van God se roeping. Dit word in die stilte gevorm, geslyp in ons wagtyd. Dis verborge totdat die tyd daarvoor ryp is. Selfs wanneer ons voel dat ons te min gedoen het,
Hou God ons werk vas en gee daaraan nuwe betekenis. God sien die geringes raak, die wat verag is, die wat moeg geword het om te hoop. En juis hulle word die draers van lig. Nie deur hulle eie krag nie, maar deur die getrouheid van God. Hier aan die begin van die jaar wil ek jou uitnooi om oor jou eie geloofsreis na te dink. Waar ervaar jy tans die spanning tussen roeping en moedeloosheid? Dink hieroor na en gee ook woorde daarvoor in jou tyd van gebed. Jesaja sê vir ons dat God ons van lankal af reeds roep. Dat sy roeping strek van voor ons geboorte af. Wat beteken dit vir jou vandag, in hierdie oomblik, dat jy so vroeg reeds geroep is? Dat God homself al so lank terug reeds aan jou kom vasmaak het? Dink bidend hieroor na. In die laaste oomblik van stilte, nooi ek jou uit om vir 'n ruk stil te staan by die woord vertroue. Wat sou dit verg van jou om jou werk hierdie jaar, jou verantwoordelikhede hierdie jaar en selfs jou wagtydperk weer aan God toe te vertrou? Dink hieroor na en skryf dalk selfs 'n gedagte of twee hieroor neer. Kom ons bid saam.
Getroue God, U ken my van die begin af. Hou my vas wanneer ek twyfel en laat my lewe lig dra waar U my geplaas het. Amen.